Goed, daar is hy. Stilte, is lekker. Reg, boekrol van Henog. Daar's baie praat oor die Henog boeke. En as jy nou, daar's klomp oukies hier, jong latte op TikTok en so aan wat vir jou verduidelik, maar Henog is nou so 'n verskriklike verkeerde boek en dit is 'n okkultiese boek en dis 'n klomp nonsens. As jy die regte vertaling het, werk die boek baie lekker. So, jy moet vir jou hierdie Bybel kry. Daar is hy. Dis die boek van herinnering. Daar is hy. Daar is, kom ek gee vir julle. Daar is die boekrol van Henog. Daar is 2 Henog boeke binne in hierdie Bybel. Dis 'n Afrikaanse Bybel. Boere het vir julle Afrikaanse Bybel bymekaar gesit en oorvertaal laat 90er jare. So hierdie Bybel is beskikbaar, dit kos so R450, R500, dan stuur hulle hom vir jou met die pos. Ok, dit is die boerevolk se volgende Bybel. Reg, ek weet want God het my gesê, gee die boek vir die volk. Gee hierdie Bybel vir die volk. Reg, anders het ek dit nie gedoen nie. Hy het my seker al 3 of 4 keer gesê. Dis hoekom ek dit met julle doen. Dis hoekom ek tyd uitvat vandag en met julle hieroor sit, want ek hardloop nog my WhatsApp groepe op die sideline. So ek het nog met hulle profesie om te doen vandag en nuus om te doen en kommentaar om neer te sit. Gewoonlik werk ek nie op naweke met TikTok nie, maar ek probeer 'n ander gehoor teiken. Miskien kan ek meer mense bietjie wakker kry as op 'n maandagmiddag 5uur. Wanneer die ouens dalk nog werk. Reg. Nou, daar is 2 Henogge in die boek van herinnering. Dis die boekrol van Henog, hy het so 108 hoofstukke, en die openbaring van Henog, hy het so 23 hoofstukke. Ek gaan vandag net bietjie praat oor die boekrol van Henog. Ek gaan nie eens die ander een hanteer nie. Miskien sal ek elke Sondag van nou af hierdie tyd bietjie praat oor Henog. My idee is om die boek aan julle bekend te stel. Die idee is dat julle bietjie meer familier kan raak met die boek, dat julle nie so bang is nie, want julle word bang gepraat, moenie die boek lees nie. Hierdie boek word deur die Jode verwerp, want hy verwys te veel kere na Jesus Christus. Die hele idee van die seun van Adam, die seun van die mens, soos wat hom vertaal het in die Nuwe Testament, kom uit Henog uit. Jy kry dit nêrens in die Ou Testament nie, maar jy kry dit in Henog, reg? Nou ja, wat Henog so wonderlik maak is dat Henog vir ons verduidelik, veral hierdie boekrol van Henog, van die engele, die gevalle engele wat aarde toe gekom het, en seksueel verkeer het met die dogters van die Adamiete. God het die Adamiete gemaak, hy het nie mense gemaak, hy het Adamiete gemaak. Die woord mens kom nie eintlik in jou skrif voor nie, in elk geval nie daar waar hom oral waar staan Adam in jou Bybel. Jou Bybel het die woord Adam 503 keer is hy in die oorspronklike teks. 503 keer. En ek dink van daai 503 keer is hy minder as 10 keer vertaal met die woord Adam. Hy is vertaal met mens en man en so aan. So met die gevolg is, hulle het hom uitvertaal. Want as hy in is, dan lyk die Bybel anderste. Verstaan jy? En dis hoekom hulle hom uitgehaal het. Want jy is veronderstel om sekere goed nie te weet nie. Die idee was nie om jou in te lig nie, die idee is om jou stupid te hou. Reg? Nou ja, so Henog praat baie oor hierdie gevalle engele. En dit is hoekom baie mense hierdie boek verwerp, want sê hulle, daar was nooit seks tussen die gevalle engele en die dogters van die Adamiete nie. Nooit! Daar was nooit so iets nie, alhoewel Genesis 6 dit baie duidelik vir jou verduidelik, veral as jy die oorspronklike, as jy die vertaling het, as jy die oorspronklike vertaling mooi direk oorsit, dan is dit baie duidelik. Dis definitief nie die seuns, die mans is nie die seuns van God, wat met die dogters van die mens vermeng het nie. So die mans is seuns van God, maar die vrouens is nie dogters van God nie, hulle is dogters van die Adamiete, of dogters van die mens. Jy kry mense wat so redeneer, die klomp verdwaalde adventiste weier, om enigsins in te sien, dat daar hierdie vermenging was tussen gevalle engel, en die dogters van die Adamiete. So, maar Henog beskryf dit baie mooi, en hy praat aanhoudend daaroor. Goed,
Dis hoekom hulle Henog uitgehaal het, want nou verstaan jy die twee saadlyne. Daar's twee saadlyne op die aarde, dis die Adamiete en die Nephilim. Dit is al twee saadlyne waar daar is, meaning daar's twee rasse, die Adamiete en die Nephilim. So ou moet nou begin dink hoe werk dit, verstaan jy? Want praat ek te veel hierso, dan is dit 'n krisis, reg? Goed, waarmee begin hy? Hy sê, Henog se woorde van seën waarmee hy die uitverkorenes en die regverdiges geseën het, die wat in die dae van die verdrukking sal lewe, in die tyd wanneer die besoedele en die wettelose verwyder sal word. Dit is hoe hy begin. Haai, is dit nie mooi nie? So vir wie is die boek geskryf? Vir ons, want ons is in die groot verdrukking. Dit sal baie duideliker vir ons word in die volgende aantal maande, wanneer jy nie kos het om jou kinders te gee nie. Reg. So, dit is vir ons geskrywe. Want in hierdie tyd wat ons in die groot verdrukking lewe, sal God die besoedelde en die wettelose, die wat nie die Torah onderhou nie, die wat nie die verbonde onderhou nie, hy gaan hulle verwyder van die aarde af. En as jy dink, ek lieg vir jou, gaan lees Jesaja 13, dis baie duidelik daar. Openbaring 6, 2 Petrus 3, sê dieselfde. Reg. Goed, en dan sê hy, kom ons kyk hierso, maar vir die regverdiges sal hy vrede maak, en hy sal die uitverkorenes beskerm, en sy barmhartigheid sal oor hulle skyn, en hulle sal almal aan Jahwe behoort, en hulle sal voorspoedig wees, en almal sal geseënd wees, en hy sal hulle hulp wees, en die lig van Elohim sal oor hulle skyn. Baie mooi, né? En kyk, Jahwe het gekom met sy 10.000e van apartheid, om gerig te hou oor almal, en om al die verbasterdes onder hulle te straf, oor al die basterdade wat hulle in verbastering gepleeg het, en oor al die harde woorde wat die verbasterde verbrekers van die wet teen hom gespreek het. En dit wat hy hierso sê, staan in Judas 1 vers 14 tot 15, en Deuteronomium 33 vers 2 en 3. So, as ons kyk na dit, is in jou Bybel, reg? Ja, die boek Judas, tweede laaste boek van die Bybel, haal uit aan twee plekke, haal hy aan uit die boek Henog uit. So hy het by die boek Henog by hom gesit, en toe haal hy aan uit die boek Henog uit. Reg? So, as jy Henog nie in jou Bybel het, moet jy miskien Judas ook uitskeer, hy's 'n probleem. Hy haal dan nou uit 'n okkultiese boek aan. Oppas vir die redenasies van die teoloë. Die teoloë is nie noodwendig deur die Heilige Gees gelei of geleer nie. En hulle wil baie graag hê jy moet dom bly. Reg? Sodat jy 'n sitting duck is, dan kan iemand jou keel afsny. Want dit is eintlik waaroor dit gaan. Want, wat het net Satan gedoen in die eerste 1656 jaar van die Adamitiese skepping? Wat het hy gedoen? Wel, as jy jou mooi lees, dan kom jy agter Kain slaan vir Abel dood. So moord. Hy moor die saadlyn van die Adamiete uit. En toe dit nou nie mooi werk nie, toe doen hy die volgende. Genesis 6 sien ons dat die gevalle engele kom en verbaster met die dogters van die Adamiete en 'n nuwe ras word geskep. So as jy hulle nie kan vermoor nie, moet jy hulle verbaster. Reg. Ou moet mooi verstaan. Reg. So ja, nou kom ons kyk. Henog verduidelik 'n bietjie. Hier staan nog ene hierso, maar vir die uitverkorenes sal daar lig en barmhartigheid en vrede wees. Mooi, dit staan in 2 Petrus 3. En hulle sal die Adama, wat is die Adama? Dis die Adamietse aarde beerwe. Psalm 1 vers 1 tot 6, Matteus 5 vers 5. Staan daar geskryf. Die regverdige sal die aarde beerwe. Reg. So daar's nie 'n wegraping nie. Daar's ouens wat dink God gaan hulle 'n shortcut gee. Hy hoef nie 'n wegraping, daar gaan 'n wegraping wees vir hom. Hy sit dan elke dag in die kerk, man. Hy is daar. Hy het nie idee wat hy aanbid en waar dat hy dwaal nie, maar hy glo God gaan hom kom red in hierdie laaste dae. Ek wil vir mense sê, as jy op die verkeerde plek is op die verkeerde tyd is, gaan jy sterf. Ja, die kans is baie goed daarvoor. Dit sal dae van wraak wees. So, lees mooi. Reg. Nou ja, hoofstuk 6 gaan oor die val van die boodskappers. Wie is die boodskappers? Ons leer hulle ken as die engele, maar die woord boodskappers is beter. Die woord engel laat ons dink aan 'n engel met vlerke en so aan.
wat nie noodwendig is wat ons sien in die skrif nie. Dit is maar kunstenaars voorstellings. Jy kry verskillende soorte boodskappers. Jy kry boodskappers wat onder ons beweeg. Hy lyk soos ek en jy, maar hy's eintlik 'n hemelse boodskapper. So mens moet onderskei, reg? Ag, en hier praat hy van, en so het dit dan gebeur dat die kinders van die Adam vermeerder het, en dat daar in daardie dae pragtige aanvallige dogters vir die Adamiet gebore is. Verwysing Genesis 6. En die boodskappers, die kinders van die hemele, het hulle gesien en hulle met wellus begeer, en toe vir mekaar gesê, kom laat ons vir ons vroue kies onder die kinders van die Adam en vir ons kinders verwek. En Semfazas, wat hulle leier was, het aan hulle gesê, ek is bevrees, julle sal nie instem tot hierdie daad nie, en dan moet ek alleen die straf vir hierdie groot oortreding betaal. En hy het hom geantwoord en gesê, laat ons almal 'n eed neem, en ons verbind deur onderlinge vervloekinge, dat ons nie hierdie plan sal laat vaar nie, maar hierdie plan effektief sal uitvoer. Daarop het hulle almal saam gesweer om hulle self te verbind met onderlinge vervloeking, en hulle was altesaam 200 wat in die dae van Jared neergedaal het op die kruin van die berg Hermon, en hulle die berg Hermon genoem, omdat hulle saam gesweer het, en hulle self onderling met 'n eedswering verbind het. En die rede hoekom hulle dit gedoen het, is sodat hulle is dan nou almal skuldig. Hulle het geweet hulle doen verkeerd. Hierdie word baie mooi beskrywe in die boek Judas. Die boek Judas is maar net baie swak vertaal. So, as jy hom lees, dan verstaan jy eintlik nie wat hy sê nie, want hy is so swak vertaal. Maar dit wat hierso staan in die boek Judas. Reg. Kom ons lees, hoofstuk 7. Dan sê, en al die ander saam met hulle het vir hulle vroue gevat, en elkeen het vir homself een gekies in die 1170ste jaar van die wêreld, en hulle het by hulle ingegaan en hulle besoedel deur met hulle te vermeng. En hulle het aan die vroue towerspreuke en betowerings geleer, ook hoe om wortels te sny en aan hulle bome getoon, en hulle het swanger geraak en groot reuse gebaar, reuse wat besonder groot was. Nou ja, nou dit is die Grigori, dink ek noem hulle dit. Dink hulle noem dit die Grigori, die geweldige, sê Genesis 6, die manne van naam. Die Grieke praat van hulle as die Titans en die Olympians in hulle folklore. Reg, hierdie reuse het alles wat die Adamiet tot stand gebring het verteer en tot niet gemaak, en toe die Adamiete hulle nie langer kon verduur nie, het die reuse teen hulle opgestaan en die Adamiete verslind. Ja, hulle is kannibale, het hulle opgevreet. Want toe die Adamiete nie genoeg kos kan voorsien aan hierdie reuse nie, toe vreet hulle mekaar op. Vreet hulle die Adamiete op. Okay, later was daar oorlog. Hulle het begin om teen die voëls te oortree, teen diere en reptiele en visse, en ook om mekaar se vlees te verorber en die bloed te drink. Matteus 24 vers 37 tot 39 is die verwysing hier, en toe die aarde die wetteloses aangekla. Reg. Ja, die regverdige bloed van die Adamiete is vergiet op die aarde. So, die aarde het hulle gaan aankla. Ons lees hier dieselfde verhaal, iets soortgelyk met Kain wat vir Abel doodslaan. Die bloed het 'n stem. Ek dink ons moet dit mooi verstaan. Die bloed het 'n stem. Die DNA kan praat. Ek dink nie ons verstaan mooi hoe werk DNA nie. Never mind frekwensies. Ons het nie 'n idee nie, want hierdie inligting word vir ons stilgehou. Ek praat nie eens van direct energy weapons en die goed waarmee hulle massa hysterie kan opwek deur middel van frekwensies van selfoontorings af nie, en via jou fone nie, want jou foon is 'n receiver. Hierdie ouens is ver gevorder. DNA, sê die Bybel, het 'n stem. Reg. Dis hoekom die bloed van Abel geroep het. Reg. Ons moet mooi verstaan. En bloed, daai DNA, daai saadlyn, daai adamitiese saadlyn kom van ver af. Reg. En hy moet suiwer gehou word. En dit is iets wat ons nie wil hoor nie, want ons is geïndoktrineer die laaste 30 jaar dat almal is gelyk. Wel, almal is nie gelyk nie. Reg. Ek het al voorheen daaroor gepraat. Enige ou dat dink vryheid, gelykheid en broederskap kom in die Bybel voor, rook sy sokkies. Reg.
Reg. Wat beteken dit as hy sê, hulle begin om teen die voëls te oortree, teen die diere, en reptiele en die visse? Wat beteken dit? Dit beteken hulle het verbasterings gaan maak met die voëls, met die visse. Dis waar jou meerminne vandaan kom. Meerminne is nie 'n twak storie wat iemand uit sy duim uitgesuig het nie. Dit is deel van die ou verhale wat oorvertel is oor hoe hierdie gemors gelyk het voor die vloed. Dis hoekom God 'n vloed gestuur het. Want die spesies was besig om so sleg te verbaster en genetiese manipulasie wat plaasgevind het, dat God se hele suiwer skepping was besig om down the drain te gaan. So hy moes ingryp. Want wat het hom so kwaad gemaak dat hy 'n hele aarde met al sy skepping op totaal sal verwoes met water? Hierdie totale verwoestering, hierdie besoedeling wat plaasgevind het. Reg, dis hoekom jy centaurs kry. Wat is 'n centaur? Dis 'n ding wat hy lyk uit die bolyf van 'n man en die onderlyf van 'n perd. Ouens, julle moet net Narnia, gaan kyk Narnia en Lord of the Rings en al hierdie tipe gemors. Hollywood is konstant besig om julle te vermaak met die ware verhale uit die tyd van Noag. En hulle lag vir ons, omdat ons te stupid is om te verstaan, dat hulle besig is om vir ons inligting uit te gee, en eintlik vir ons te sê, dit is wat ons al gedoen het. Ons kan enigiets doen. Ons kan vandag ook die mens se DNA vermeng en verbaster. Ons kan hierdie Adamiete vandag, ons kan God se hele skepping totaal van die aarde afvee. En mense wat vir my sê, maar dit is nie moontlik nie. Julle eet lekker aan julle geneties gemodifiseerde mielies, en koring, Nou hoe is dit dan nou moontlik? So die genetika is gemodifiseer. Is dit nou die mielie wat God gegee het? Nee, ja. Dis 'n mielie wat geneties gemodifiseer is. As die by aan hom eet en drink, dan vrek die by. So, wat sê dit vir jou? Skif. Reg. Dis soos die storie van hulle gaan tomaties maak en ek dink hulle het dit gedoen met visgenetika in. Dan hou hy langer in die yskas. Wat is dit? Dis gevalle engele, gemors. Dit is Satan se verbastering van die spesies. Dit wat God suiwer gemaak het, verbaster hulle. So, jy kry die minotaurs. Wat was 'n minotaur? Waar hy die bolyf gehad van 'n os of 'n bul en die onderlyf van 'n man. Dan kry jy die meerminne, jy kry die saiders, die bokpootjies. Kyk die movies mense, kyk die movies. Reg, en ek dink jy kry die griffins. Dit is 'n ding wat kan vlieg. Right, die unicorns, daar bestaan nie ding soos 'n unicorn nie, maar ek glo hulle probeer om iets daar te stel. Perde wat kan vlieg, hierdie tipe van dinge. Alles te doen met hierdie verbastering van die spesies op aarde. En dit word vir jou gesê. So luister mooi. Hoofstuk 8, ek gaan net stukkies vir julle uitlees. En die wêreld het verander. En daar het groot besoedeling ontstaan. En hulle het begin oreer en hulle het afgedwaal en in hulle wee vermeng. Reg. Semfasas het onderrig gegee in die betowering en wortelsnitte, Armaros in die verklaring van betoweringe, Batarel oor die astrologie, Kokabeel oor die sterrebeelde, Esegiel aangaande die kennis van die wolke. Daar was 'n gevalle engel met die naam Esegiel. Barakiel oor die tekens van die aarde, Samsapiel oor die tekens van die son en Sariel oor die koers van die maan. En soos die Adamiete omgekom het, het hulle uitgeroep en hulle geroep het opgegaan na die hemele. Goed, reg. Nou ja, hier herhaal hy nou baie, kom ons kyk. God het toe nou Azazel gestraf, ons lees dit hier in hoofstuk 10. Die Bybel sê hierso, die hele aarde het korrup geword deur die werke wat deur Azazel geleer is, en aan hom kan alle oortredinge toegeskryf word. En Gabriel het aan Jahwe gesê, tree op teen die basters en die verworpenes en teen die kinders van die verbasteraars en die vernietig die basterkinders en die kinders van die wagters uit die seuns van die Adam en laat hulle uitgaan en stuur hulle die een teen die ander sodat hulle mekaar in stryd kan vernietig, want lengte van dae sal hulle nie hê nie. Dis hoekom Noag se naam Rus is. Hoekom is Noag se naam Rus?
want dit is wat sy naam beteken, rus. Want vir die tydperk voordat Noag gebore is, was die reëse op die aarde, en daar was baie geweld, en toe het God die reëse te mekaar gesit, ons gaan dit nog hier lees, en daar het 'n oorlog ontstaan, en hulle mekaar doodgemaak, reg. En nadat hulle dood was, hierdie groot reëse, massief, toe het die aarde gerus. En dis in die tyd wat Noag gebore is, en dit is hoekom sy pa hom Noag genoem het, want die aarde het gerus van die geweld wat daar was. Reg, kom ons kyk. Kom ons kyk hierso. Verstaan julle, hoekom is die boek hier nog nie in jou Bybel nie? Ja, maak sin, né? Reg. Nou ja, kom ons kyk. Hier praat Henog oor die gevalle engele. Hy sê, Henog, skrywer van regverdigheid, gaan lig die wagters van die hemele in, wat die hoë hemele verlaat het, die ewige apartheid, en hulle self vermeng het met vroue, en gedoen het wat die seuns van die Adam doen, en vir hulle self vroue geneem het, en heeltemal verbaster het op die aarde. Hulle sal geen vrede of vergifnis van oortreding hê nie, want hulle sal hulle nie in hulle kinders verheug nie. Hoekom nie? Want daar kom toe 'n oorlog tussen hierdie reëse, en hulle slaan mekaar dood. Hulle sal die slagting van hulle geliefdes sien, en oor die vernietiging van hulle kinders sal hulle weeklaag, en hulle sal smeekgebede maak tot in ewigheid, maar barmhartigheid en vrede sal hulle nie kry nie. Dit is die straf vir die gevalle engele. Want die gevalle engele wou deur middel van hulle eie verbasteringe op aarde, die aarde oorneem en beheer. Daardie plan is steeds op die tafel. Niks het verander nie. En mense wat vir my sê, dit kan nie gebeur nie, verstaan glad nie wat vandag in die laboratoriums aangaan nie. So, go educate yourself, voor jy met my hieroor praat. Verstaan jy? Dan gaan lees die Openbaring 9 mooi, die terugkoms van die gevalle engele. En dan, wat gaan hulle maak as hulle terugkom? Hierdie agenda sal in groot skaal voortgaan. Hoe dink julle is die goed soos die piramides in Baalbek en daai plekke gebou? Piramides kom definitief van voor die vloed van Noag af. Hoe dink julle is dit gebou? Want ons kan dit vandag nog nie bou nie. Dis nie vir ons moontlik, met al ons huiskrane, en wat ons het, om piramides te bou, nie, ons kan dit nie doen nie. Die beste een wat hulle voor in dag kan kom, is daai glas ene wat hulle gebou het daar, ek dink in Parys, wat gemaak is van glas. Want 'n fisiese piramide kan hulle nie oprig nie. Dis nie vir ons moontlik nie. Nie met al die tegnologie wat ons het nie. Wow. So wie het dit gedoen? Wel, dit is hierdie gevalle engele en hierdie reëse. Dis wat hierdie goed opgerig het. As jy sien wat hulle gebou het in Suid-Amerika, dit is nie moontlik vir ons om dit vandag te doen nie. Naas die feit dat hulle daai goed gesny het, met surgical precision, lyk asof die goed gesny is, daai groot blokke, met lemme. Hoe doen jy dit? Met 'n hamer en 'n elsie, hoe doen jy dit? Nee man, ons moet begin verstaan wat daai tyd gebeur het. As ons dit verstaan, dan verstaan ons Henog. Dan verstaan ons Genesis 6. Maar nou ja, as jy glo die Israeliete in die tyd van Egipte, het die piramide van Giza en sy 2 maters gebou, dan kry ek jou maar baie jammer. Dan is jy vreeslik verdwaal. Reg. Kom ons kyk verder. Reg. Waar kom demone vandaan? Bybel praat 'n bietjie van bose geeste in die Ou Testament, maar waar kom hulle vandaan? In die Nuwe Testament is die woord demoon baie algemeen. Jesus dryf die demone uit. Toe hy vir daai een ou vra, hoeveel is julle? Toe sê daai lot van ons is legio, want ons is baie. Nou ja, waar kom dit vandaan? Kom uit die boek van Henog uit. So, nou, wat word 'n demoon?
Kan mense demone word? Kan Adamiete? So as Adamiete sterf, bly hulle gees op aarde. Is dit wat ons glo? Rara. Ek kan lank hieroor praat. Ek het baie lesings hieroor gemaak, 17 in totaal, van wat oor die apokriewe boeke en hoekom hulle so belangrik is vir ons skrif. Reg, want hulle los 'n hele aantal probleme op. Maar, so, wie vir my sê, as ek sterf en bly my gees op aarde, raak ek 'n poltergeist. Dis mos nie wat ons glo nie. En dit is nie wat die Bybel vir ons sê nie. Reg. So, die Bybel sê in die Nuwe Testament, Jesus het gaan preek vir die geeste in die gevangenis. Staan daar, dink by Petrus. Want hy's na die doderyk toe. Die woord doderyk kom dan in die Bybel voor. Wat is die doderyk? Dit was 'n wagkamer vir die Adamitiese geeste. So as 'n Adamiet sterf, dan gaan sy gees na die wagkamer toe. Want Satan het beheer gekry oor die gees van die Adamiet as gevolg van die sondes, die wetsoortreding, die sonde wat gepleeg is in die paradys. So, dit is hoekom hy sê, die doodse angel is verwyder. So, dis hoekom Jesus dodery toe, hy daai wat aan hom behoort, daai regverdig is, wat in die Ou Testament gesterf het, gaan vat, en hulle gevat na die plek wat hy vir hulle reg gemaak het. En as jy vandag geregverdig is, en jy sterf, gaan jy stryd na die plek wat hy vir jou reg gemaak het. En, want die gees van die Adamiet, kan nie sterf nie. Dis dan 'n stukkie van die ruach, hoe sterf dit? Mense wat dit glo, is heeltemal verdwaal. Dis ouens wat glo, as jy sterf, dan slaap jy. Wat ek vir jou sê, jy slaap nie, jy vrot. Die liggaam vrot. Hy verander naderhand in stof. So, reg. As jy sterf en jy's gered, as jy by hom. As jy sterf en jy's nie gered nie, dan gaan jy doderyk toe. Steeds, dan wag jy vir die oordeel. Reg. So waar kom die demone vandaan? Kom ons lees. So, nou praat hy hier oor die gevalle engele. En hy probeer 'n baie belangrike ding. Hy sê vir die gevalle engele, alhoewel julle apart gestel was en geestelik die ewige lewe geleef het julle julleself besoedel met vroue en het julle vir julle kinders verwek in die bloed van die vlees en soos die Adam het julle vlees en bloed begeer soos diegene wat moet sterf. Ekskuus tog. Ek is jammer. So, die engele is apart gestel. Hulle was al die jare apart gestel. Maar toe daar hierdie opstand, hierdie rebellie in die hemele plaasvind, toe 'n derde van die engele uitgewerp. Reg. Toe verloor hulle heerlikheid. En in hulle DNA is iets ingebou. En hulle het dit nie geweet nie. Maar as hulle heerlikheid verloor, verander hulle in reptiele. Dis hoekom die Bybel van hulle praat as adders, 'n addergeslag. Hy praat van die draak. Hoekom so 'n woord, draak? Want ons het te doen met reptiele. Dis die reptielgeslag. En dis iets wat nogal voorkom in al die ou volkslegendes, kry ons verwysings hierna. Reg. Daar was nie 'n woord soos reptiel in die tyd toe die Bybel geskryf is nie. Dit kom hier uit die 18de eeu uit. So, die Bybel verwys na hulle as drake, as akkedisse, as adders, wat ons dan nou sê, maar ons het nou te doen met 'n reptiel. Reg. Goed, dan gaan hy verder. Hy sê, daarom het ek vir hulle, dis nou die Adamiete, ook vroue gegee, dat hulle swanger mag word en kinders verwek, deur hulle, sodat hulle geen tekort op die aarde sal hê nie. So die Adamiete is geskape om wees vrugbaar en vermeerder, beheer en bestuur die aarde, reg? Dis vir ons gegee, is 'n groot geskenk. Ons het dit later verkwansel aan die Satan, in Genesis 6, reg, maar maak nou nie saak nie. Dis nou 'n onderwerp vir 'n ander dag. Maar, dit kom hierop neer, dat die Adamiet is so saamgestel, dat hy kan procreate. Hy moet vrugbaar wees en vermeerder. Dis hoekom die LGBTQ+I whatever agenda is 'n sataniese agenda.
Want mans en vrouens kan nie kinders hê nie. Reg. So dis 'n sataniese agenda. Die agenda is man by vrou en vrou by man, en dan kom daar kinders, adamitiese kinders, en aan hulle behoort die aarde, die Adama. Reg. So, interessant. En wat vir my so skrikwekkend is, en dit maak my kwaad, ek raak aan die vibreer, reg, is dat die predikante nie hierdie inligting met hulle mense deel nie. Reg, hy praat uit Paulus uit, reg. Dan gaan hy verder, maar julle, dis nou die gevalle engele, was van tevore geestelike wesens, en het 'n ewige lewe gelei wat onsterflik vir al die geslagte van die wêreld. Dit is so, dit is wat hulle gehad het, maar hulle het dit verloor, want hulle het hulle heerlikheid verloor toe hulle uit die hemel uitgewerp is. Daarom het ek nie vir julle vroue aangewys nie, want soos vir die geestelike wesens van die hemel, is die hemel julle woning. Dit was so, maar hulle is uitgewerp, en toe kom hulle aarde toe. Reg, en hier kon hulle nie eers getrou bly aan hulle eie ras nie, aan hulle eie spesie nie. Reg. En nou die reëse wat voortgebring is uit die gees en uit die vlees, sal genoem word geeste van besoedeling op die aarde, en die aarde sal hulle woonplek wees. So hulle is wat? Bose geeste. Hulle is demone. Alles wat uit hierdie geslagte gebore word van hierdie Nephilim. So hierdie Nephilim nageslag wat geskep is deur middel van verbastering in Genesis 6. As hulle sterf, daai demoon bly op aarde. Daai gees gaan nêrens heen nie. Hy kan nie hemel toe gaan nie. Daar's nie plek vir hom daar nie, hy's nie 'n engel nie. Reg. En hy's nie 'n suiwer Adamiet nie, so hy kan nie doderyk toe gaan nie. Reg. So wat moet van hom word? Want hy bly op die aarde. Hy's 'n gevangene van die aarde. Besoedelde geeste het vanuit hulle liggame uitgegaan, omdat hulle gebore is uit die Adam en uit die apart gestelde wagters. Dit is hulle begin en oorsprong. Hulle sal besoedelde geeste op aarde wees, en geeste van besoedeling sal hulle genoem word. Reg. En dit verklaar hoekom Jesus vir jou verduidelik, dat hierdie demone is altyd op soek na 'n liggaam. Reg. En dit is hoekom hy demone uit mense uitgedryf het. Jy met die verkeerde goed mekaar raak, dan kry jy demoon. As jy seksueel promiscu is, dan kry jy 'n demoon of 2. Jy gaan definitief iewers een optel. Reg. So dit het te doen met hierdie demoniese aktiwiteit, wat konstant en permanent om ons is. Maar vir hulle om baie suksesvol te wees, moet hulle 'n liggaam hê. Want met die feit dat hy 'n liggaam het, kan hy baie skade aanrig aan die Adamiete en aan die skepping. Ou moet dit mooi verstaan. Reg, kom ons kyk. Hoofstuk 18. Kom ons kyk. Ons sal nog 'n lering moet maak. Die 4 pilare. Kom ons kyk. Gee net so 'n bietjie kans. Ons sukkel met syn. Wag net 'n oombliekie. Ek moet nou eers die puzzle stukkie terugsit daar. Gee net so 'n bietjie. Wie jy. Gee net so 'n bietjie. En die mense om net terugsit daar. Daar sy. Nou is ek terug op lyn. Skus tog. Reg. Ek wil net kyk of ek net voel die battery. Battery is nog alraai. Reg. Kom ons kyk hierson. Kom ons kyk wat sê hulle. Hier sê hy baie interessante ding. Hier by hoofstuk 19. Praat hy interessante goed wat ooreenstem met wat David Icke vir jou sê. En nou David Icke verstaan van die Bybel net mooi niks. Hy werk op ooggetuie verslae aan mense wat na hom toe kom en vir hom stories vertel. Reg. En David Icke se boeke is baie interessant en bevestig in 'n groot mate Henog. Reg. So hy is nie so stupid en so mal soos wat mense hom graag wil uitmaak nie. Want wat hy sê, kry ons onder andere in Henog. Maar hy verwerk die skrifte en so mense moet verstaan uit watter oogpunt werk hy. Maar soos ek sê, ek gaan nou vir jou 'n stuk lees wat nou nogal bevestig wat hy sê. En Uriel het aan my gesê, hier sal die geeste van die boodskappers staan, wat hulle self met vroue verbind het, wat baie verskillende vorms aanneem,
wat die Adamiet besoedel het en wat die Adamiet sal verlei om aanbieding aan demone as gode te bring, totdat die dag van die groot oordeel, waarin hulle geoordeel sal word en daar aan hulle 'n einde gemaak sal word. So, hy sê, hierdie boodskappers, hierdie geeste van die boodskappers kan baie verskillende vorms aanneem. En daarom kry ons hierdie hele verhaal van shape-shifting, wat ons kry in die David Icke boeke onder andere. Hierdie lot kan shape-shift. En hoe nader die sataniese bloedlyn is, aan die gevalle engele, se geestelike, daai bloedlyn van hulle, hoe makliker het gebeur hierdie shape-shifting. So, mens, is die movie sê vir ons dit. Daar was lang terug in die 80er jare, en ek het nou nie alles gekyk nie, was daar hierdie movie reeks op televisie, V for Victory, of so iets, wat het doen het oor die aliens wat aarde toe kom, en hulle hou hulle dan nou voor as hierdie wonderlike, vreeslike beskaafde ras, en eintlik is hulle shape-shifting, en hulle eet die mense. Dit is iets wat in die Bybel voorkom. Wat sê die Bybel vir Satan in Genesis 3? Hy sê, op jou buik sal jy seil, en stof sal jy eet. So, waarvan is die Adamiet gemaak? Stof. Reg. So, ou moet verstaan, wat is besig om te gebeur? Geen slang, wat God gemaak het, eet stof nie, mense. As jy hom daar in 'n sak ophang, dan vrek hy van die honger en die dors. So ons het nie hier te doen met 'n fisiese slang. Dit verduidelik Openbaring vir jou baie mooi. Reg, kom ons kyk. Hy praat baie interessant oor die doderyk. Ek was ons so 8 minute of so. Hy praat bietjie oor die doderyk. Kom ons kyk. Want soos ek sê, hierdie hele boekrol van, ek raak die mekaar, is die boekrol van Henog, die ander is die Openbaring van Henog. As jy nou kyk, hy beskryf byvoorbeeld hier, hoe lyk die doderyk, en die boom van die lewe, en gelykenisse, die poorte van die sterre, dis 'n klomp goed wat hy verduidelik, oor die oue van daar, en die seun van die Adam, en so aan. Baie interessant, ons sal nog by dit uitkom, reg? So, hier beskryf hy die doderyk, hier by hoofstuk 22. En want hy vat Henog op hierdie reis, en hy gaan wys hom allerhande plekke. Onder andere, hoe werk die son, hoe werk die maan, en so aan. Baie interessant, reg? Kom ons kyk. Toe het Raphael geantwoord, een van die boodskappers van apartheid wat saam met my was, en vir my gesê, hierdie holplekke is geskep vir hierdie besondere doel, dat die geeste van die siele van die dooies in haar moet vergader, ja, dat al die siele van die kinders van die Adamiet hier moet vergader. Dis die doderyk. Nou moet jy mooi verstaan, daar is 'n verskil tussen 'n gees, 'n siel en 'n liggaam. Jy is 'n driedimensionele wese. Ons kan aan jou vat, né? Op hierdie aarde kan jy net funksioneer in 'n driedimensionele kapasiteit. Dit is hoe jy funksioneer. As jy op hierdie aarde iets wil doen, moet jy driedimensioneel wees. Alles hier het 'n driedimensionele kapasiteit. Hoogte, breedte, lengte, diepte, die tipe van ding. Reg. Die fisici en al hierdie ander ouens kan dit baie beter verduidelik as ek. Maar ek kan mos nou sien, hier buitekant, as ek hier buitekant uitloop, alles het 'n liggaam. Alles het 'n liggaam. Of dit nou 'n grassprietjie is, en of dit 'n blommetjie is, en of dit 'n boom is, alles het iets soortgelyk aan 'n liggaam. Hy het 'n entiteit, ek kan aan hom vat. Reg. Jy kan selfs aan die wind vat. As die wind waai, wind is bewegende lig, so jy kan hom voel, jy kan hom sien. Reg. Nou, jy is liggaam, reg? Want dit is hoe jy funksioneer op hierdie aarde. Wat is jou siel? Die Ou Testament leer ons dat die bloed is, die siel is in die bloed. So, die bloed is die DNA. So, dis jou bloedlyn, dis jou DNA. Reg. Hierdie DNA moet verkieslik nie vermeng en verwaster word nie. Dit veroorsaak onder andere gesondheidsprobleme. Reg. Daarom is iets soos orgaanoorplantings
of 'n varkhart of die tipe van ding wat hulle oorplant, is glad nie goed vir ons nie. God het ons nie gemaak dat ons so moet wees nie. Naas die feit, as jy daai organe inneem, moet jy vir die res van jou lewe medikasie neem, want jou liggaam verwerp dit, so jy moet daai auto-immune reaksie, wat jou liggaam het teen hierdie vreemde ding, moet jy onderdruk deur medikasie. So dis mos nou nie wat Vader van ons wil hê nie, dit is mos nou nie wat hy wou gehad het nie. Die idee is dat ons so leef, en die natuur en die frekwensies van die aarde verstaan, dat ons onsself gesond maak. Die liggaam is veronderstel om homself gesond te kan maak. Dis 'n masjien wat so gemaak is. Reg. Ons verstaan maar net nie hoe werk dit nie, want hierdie inligting word van ons weerhou, sodat Big Pharma groot geld kan maak uit ons. So hulle gaan ons eers siek maak, met al wat 'n jab is, en dan, moet jy verstaan, dan gee hulle die medikasie, dan is jy 'n lifelong client. Vir die res van jou lewe sal jy medikasie afhanklik wees. So, tot jy die dag omval, dan is daar 'n nuwe slagoffer. Dit is nie wat Vader wou gehad het nie. So, maar okay, dan het jy 'n gees. Hierdie gees wat in die Adamiet is, kom van die Almagtige af. Dis 'n asem wat hy in jou geblaas het, sy asem. En daai ruach kan nie sterf nie. So, dis 'n stukkie van die Heilige Gees, 'n stukkie van sy gees wat hy in jou ingeblaas het. Dis nie die Adamiete wat dit ontvang het. Die Nephilim van Genesis 6 het dit nie ontvang nie. Verstaan julle mooi? Ja, ou moet begin verstaan wie is die Adamiete. Hoekom haat hulle die Adamiete so op aarde? Hoekom is daar aksies teen die Adamiete? Hoekom word die Adamiete se lande so oorstroom? Hoekom word die Adamiete mag nie hulle self apart verklaar nie. Adamiete mag nie hulle eie skole hê nie, mag nie hulle eie lande, hulle eie regerings hê nie. Ou moet verstaan, want daar is 'n oorlog teen ons, 'n vyandskap wat God ingestel het tussen die sataniese saadlyn en die goddelike saadlyn in Genesis 3 vers 15. Gaan lees dit oor en oor, totdat jy dit verstaan. Tot daai prikkel in jou kop begin deurgaan. Reg. Dan sê hy, hierdie plek is gemaak om hulle te ontvang tot op die dag van hulle oordeel, en tot op hulle bepaalde tyd, wanneer die groot oordeel sal kom. Ek het die geeste van die kinders van die Adamiete wat dood was gesien, en hulle stemme het opgegaan na die hemel, en hulle het versoeke gerig. Reg. Nou ja, so dit is wat hy vir jou sê. Ons lees ook dat daar 'n skeiding is. Hy sê, en hy het my geantwoord en aan my gesê, hierdie daar's 3 holplekke, is gemaak sodat die geeste van die dooies afgeskei mag wees van die geeste van die regverdiges, waarin daar 'n fontein van water en lig is. Verwysing is Lukas 16. Ons lees hiervan in Lukas. Nou skryf hulle bo aan die gelykenis van die ryk man en Lazarus, daar staan nêrens dis 'n gelykenis nie. Nêrens staan daar dis 'n gelykenis nie. Dit is realiteit. Maar nou ja, as jy glo jy so dood soos 'n klip, of jy slaap, of as jy dood is, dan gaan dit nie vir jou help nie. Reg, kom ons kyk, of ek nog so ietsie kan kry hierso. Ek gaan afsluit met net hoofstuk 25. Dan sal ons die res van die 108 hoofstukke op 'n ander stadium doen, dalk volgende week. Die boom van die lewe. Hoofstuk 25, en hy het vir my gesê, Henog, hoekom vra jy my omtrent die geur van die boom? Waarom wil jy die waarheid leer? Toe het ek hom geantwoord en gesê, ek wil graag van alles leer, maar veral oor die boom. Hy het geantwoord en gesê, hierdie hoë berg wat jy gesien het, wie se kruine soos die troon van Elohim, dit is sy troon, waar die aparte een, die almagtige Elohim van glansrykheid, die ewige koning sal sit, wanneer hy sal afkom om die aarde met suiwerheid vir ewig te besoek. Nou jy kan gaan kyk, die verwysing is Jesegiel 40 vers 2, Daniël 7 vers 13, Lukas 1 vers 32.
En wat die geurryke boom betref, geen vlees mag haar aanraak voor die dag van die groot oordeel, wanneer hy op almal wraak sal neem en alles vir ewig tot voleindiging sal bring nie. Dan sal sy aan die regverdiges en die apartes gegee word. Haar vrugte sal voedsel wees vir die uitverkorenes. Sy sal uitgeplant word na die plek van apartheid by die huis van Jahwe, die ewige koning. Dan sal hulle van vreugde jubel en met blydskap vervul wees, en hulle sal by die plek van apartheid ingaan en die geur van haar sal in hulle beendere wees, en hulle sal 'n lang lewe op aarde leef, soos hulle vaders geleef het, en in hulle dae sal geen droefheid of plaag of kastyding of ramp hulle aanraak nie. Toe het ek Jahwe die glansryke geloof, die ewige koning wat sulke dinge vir die regverdige voorberei het en dit geskep het en hulle beloof het dat hy dit vir hulle sal gee, Openbaring 22 vers 2. Ek wil net vir jou 'n bietjie verduidelik, hoekom is daar hierdie vroulike en manlike woorde in hierdie blou Bybel. Dit het alles te doen met die Hebreëus. Die Hebreëus het manlike woorde en vroulike woorde en woorde wat manlik en vroulik kan wees. So, is baie soos Duits. Duits het manlike woorde, soos der man, en vroulike woorde, die vrou, en onsydige woorde, das kind. So, en hulle gebruik dit dwars deur die Duitse taal. Ek het Duits gehad tot 'n matriek, jy sal my niks kan leer van die Duits nie. Dit was maar 'n baie moeilike storie om met Duits om te gaan. Dit is 'n hoogs gevorderde, wetenskaplike, intelligente taal. Maar, so Hebreëus het baie dieselfde tipe ding kom in hom voor. Manlik en vroulike woorde. En 'n boom in hierdie geval is vroulik. So, 'n stad is ook vroulik. Reg. So, jy moet dit verstaan, dan sal jy nou nie snaaks dink wat hier gesê word nie. Maar die boom van die lewe is wie? Wie is die boom van die lewe, volk? Die boom van die lewe is Jesus Christus, Yeshua die Messias. En die boom van kennis van goed en kwaad? 'n boom is 'n individu, is 'n persoon. Is Satan. Reg. Is die teenstander van Jahwe. En hy gee die kennis van rebellie teen God aan Eva. In Hebreëus is haar naam Gaba. Ons het hom vertaal met Eva. Nou ja, ek hoop dit was vir julle interessant. Volgende keer begin ons weer by hoofstuk 25. Ek gaan gou oopmaak dat ons 'n bietjie vrae kan antwoord, né? En ja, en dan gaan ek afsluit. Kom ons kyk. Wat vir my belangrik is, ek gaan hom oorgooi, ek sal hom plaas op YouTube, die lering. Kom ons kyk. Reg ouens, enige vrae? Enige vrae ouens, enige vrae. Ons het dan op 150, is nie sleg nie. Reg. Die tyd sal kom, dat die volk hierdie inligting sal opslurp. Die 144.000 het ek verskeie leringe oorgemaak. Dis net mans, dis Israeliet mans. Hy kies hierdie aantal mans uit om 'n nuwe Israel koninkryk in Suid-Afrika op te rig. Dan is 'n plesier, Maria. Dit is so, Samantha. Dis omdat die volk nie verstaan hoe werk die grense nie. Ek gaan dit pos, Kobus, op YouTube, dit is so. Ek gaan in die week live, ek probeer maandag en donderdag, data is vir my 'n massiewe probleem, ek hardloop deur 20 gig per week, met gemak, partymal meer, en dan wil ek nou, het ek gedink ek sal op Sondag met julle die boekie nog doen, terwyl ek kan, Mike, want een van die dae mag ek nie meer praat nie, so terwyl ek nog in die volgende 2 maande met julle kan praat, dat ek praat. Ek is bly as julle dit verstaan, mense nie so bang is vir die boek nie, verstaan? Nee, Tannie het nie krag hier nie, hier is nie Eskom krag nie. Tannie het nie krag of water hier waar ek bly nie. So, want na 29 Maart is ek in die moeilikheid. Ek is bly as julle leer, waar kry mense die Bybel, jy moet kontak maak met my. Nee, hier by ons werk ry nie eintlik nie. Hi Sharon, Pietie, dis goed, ek is bly as die ouens geluister het. Soos ek sê, die idee is om die boek aan die ouens hoekom in die moeilikheid, Samantha? Want dit wat ek profeteer gaan in vervulling, en dit veroorsaak major golwe. Ek is bly as julle luister, Elyn. Ek is bly Renier.
Nee, ons werk met 'n bietjie sonkrag en reënwater. En as die reënwater op is, moet ons dit inry. Ja, Angie, jy kan my kontak, jy moet my 'n privaat message stuur gewoonlik. Dinsdag, ja, ek sal miskien Dinsdag en Donderdag, so 5:00 in die middag. Elaine, ek is net so Sondag soos die res, dat ek jou eerlikwaar sê. Ek is nie meer spesiaal nie. My mond is maar net baie groter en my tong is losser. Adrie, ja, mens verstaan baie dinge wat nie sin maak nie. Dis hoekom ek sê, ons moet hierdie boek baas raak. Dit verklaar baie dinge. Wanneer Jesus praat oor demone en duiwels en die toe, hy praat eintlik nie van duiwels, hy praat van demone, bose geeste, dan neem hy aan, jy ken hier nog op die punte van jou vingers. Dieselfde met Petrus, dieselfde met Openbaring, dieselfde met Judas. Hulle neem aan, jy ken hierdie antieke skrifte. Dis hoekom hy daarvan praat, want almal in daai tyd het geweet waarvan hy praat. Hulle het nie vir hom gesê, Meester Jesus, waarvan praat jy nou? Waar kry ons demone vandaan? Hoe kan jy nou sê daar is iets soos 'n demoon? Waar kom dit vandaan? Hulle het geweet. Die Blou Bybel en die Boek van Herinnering is dieselfde Bybel. Ons praat maar van die Blou Bybel, want sy cover is blou. Die minderheid gaan die waarheid verstaan. Ja, dit is so. Daarom red God op hierdie eindtyd 144.000 Israelietmans uit. Ja. Daar's 'n klein bietjie vrouens en kinders en ou mense en babas wat saamkom, maar hulle word nie getel nie. Samantha, julle moet glad nie oor my bekommer wees nie. Julle moet laag lê en moenie baie geraas maak nie. Ek het daai deel van die siener-vraag het ek gemis. Hoekom is daar sekere Bybels wat verse missing is, want hulle werk uit 'n ander grondteks uit. So. Ja, die kanon is maar saamgestel deur die protestante. So, dit was nie noodwendig die kanon waaruit Jesus gewerk het nie. Nee, moet glad nie oor my bekommerd wees nie. Glad nie, Vader is absoluut in beheer. Nee, daar kom interessante tye. Hierdie goed moet gebeur. Want ek kan nie bly sê, dit kom en dit kom en dit kom, en dan gaan dit nie in vervulling nie. Ek sê dit al jare, dit maak my die voel, dit gaan nie werk nie. Die ouens het gevra het oor siener, moet maar vra, ek het daai een Anna, die goed is gestoor op Telegram. So die goed is gestoor op Telegram, so ver as moontlik is daar baie leringe. Jy moet maak kontak met my, dan gee ek jou die drukker se nommer. Hulle stuur hom vir jou per pos. Het siener wat voorspel? Siener praat van die blou boek. Siener praat van die blou boek. Jy kry dit in van die visioene. So ja, is interessant. Praat van die blou boek en die rooi doek. Samantha, daar is baie inligting op Telegram. Ek het baie gepraat. So, daar is oor die 8 gig se inligting. Die inligting oor Siener van Rensburg is ook gestoor op die Telegram groepe. Oor Trump. Siener het gesê, die Amerikaners sal ook hier wees om te keer dat die Britte die boerevolk heeltemal vernietig. Maar, dat julle alles gaan verloor is 'n feit soos 'n queen. Ja, nee, Vader gaan my op 'n ander plek vereers gebruik, so ja. Maar kom dat ons sal oor daai hekkie klim nader aan die tyd. Is daar plek in die Noord-Kaap? Daar is reeds plekke. Daar is mense wat daar plek is. Maar dis harde werk, so ja, jy moet maar kontak maak. Nee, praat jy van die Amerikaanse briewe het reeds gekom. Die Amerikaanse afvaardigings wat hierdie land kom besoek het sedert 2023, was daar 3 Amerikaanse afvaardigings na Suid-Afrika toe, om druk toe te pas op hierdie regering. 3. Reg. So die Amerikaanse briewe wat ek gedroom het, was vir my, want ek het gaan vra, hy moet my sê, die ouders gaan baie mense afmaai. Ek ken glad die Christian se storie nie. Ek weet glad nie waar hy vandaan kom nie, maar ek het hom al gesien.
Jy moet deel raak Spinnie van die Suidlander onttrekkingsplan, suidlanders.co.za. Raak deel van Suidlanders, raak deel van 'n onttrekkingsgroep, pak 'n sleepwa, maak kos bymekaar. Hier kom 'n hongersnood. Hier kom 'n totale ineenstorting, volk. Wat wil jy Amerika toe gemaak? Hoe gaan jy na Amerika kom, Floy? Luister, het jy geld vir daai kaartjie? Gaan ek weer terugkom? Ja. Maar ek sal nie dadelik kan praat nie. Ja, ek weet nie wat Christian praat nie. Ek weet nie wat preek hy nie. So, ek raak bekommerd oor die ouens wat partymal preek. Trump is daar om 'n aantal doelwitte te bereik. Ons is op hierdie stadium 'n handige tool. Maar laat ons terwyl ons die geleentheid het, dit aan die groot klok hang. Dit is so, maar dit maak nie saak nie. Ons weet Amerika se tyd is om, ek het daaroor geprofeteer, Pieter. Maar hulle is Manasseh. So op 'n stadium moet hulle maar saam met ons kom staan. Dit is hoe dit werk. Dit is presies hoe dit gaan werk. Hallo Dawie. Laat ons kyk waar hy gaan. Daar kom moeilike dae vir Trump in die VSA. Ek sal nie soontoe gaan nie, al betaal hulle my. My land is my land. Is my land. Sieners sê ons kry die hele land terug. Ons vat tot Rhodesia terug. Mosambiek sink, so ons wil hom nie hê nie. Reg. Ja, so almal is reg? Ja. Weet jy, 'n ou moet gaan dink wat jy kan bymekaar sit. Partymal is dit nie so moeilik nie. Sny alles in jou lewe. Sny alles. Gaan hier goedkoper. Raak ontslaaf van een voertuig. Kyk waar kan jy sny. Verkoop wat jy het. Sodat jy 'n bietjie ekstra kan bymekaar maak. Oom Eugene is oorlede. Hy het baie waarskuwings gegee en dit wat hy gesê het waar gekom. So, maar hy is nie nou hier nie. So, ons is nou op ons eis. Ons moet nou ons eie planne maak. En daar's genoeg leiers onder die volk wat vir ons waarsku en vir ons inligting gee. Nee, God gaan die land vernietig. Hy gaan dit totaal verwoes. So ons sal dit ophou. Nie worry nie, ons bou die plek op. Ons het dan voorheen die land opgebou. Dan sal dit weer doen. Maar hierdie keer sal dit wees sonder ons vyande. So ek is nie bang om my land op te bou nie. Is nie vir my 'n probleem nie. Kinders op skool, ek kan nog op skool wees tot tyd en wyl die tyd gekom het dat dit te gevaarlik wees en dat die volk moet onttrek. Die probleem is maar nou net, ons mag nie Dawie gewelddadig optree nie. Ja, die wagters gaan toegesluit word. Jou oplossing, hierdie volk se oplossing is nie teen as gewapende opstand teen die regering nie. Daar baie gaan sterf, Samantha. Groot en klein, oud en jonk. Die Bybel voorspel dit. Hulle hou nie. So julle kan nie betrokke raak by gewelddadige opstand nie. Verstaan julle dit? Julle kan nie. God het vir my gesê raak by niks onwettigs betrokke nie. Jou oplossing is om te onttrek uit die vuur uit. Sodat jy nie geskroei word nie. Hulle is on silent. Reg. Ek gaan groet. Want ek het nou nog ander dinge ook om te doen. In my skorrelgoed wag 'n bietjie en ek het 'n klomp dinge wat ek nog moet afhandel. Ek gaan julle sien. Mooi bly ouens. Ek groet julle. Die hele Suid-Afrika. Ek dink die ouens gaan moet verstaan, hier kom groot moeilikheid. Ek sien 'n handjie vol kleerlinge oorbly. 'n handjie vol. Maar nie naaste by met wat, dit is 'n handjie vol, so, hallo Renier, 'n handjie vol gaan oorbly, 'n handjie, die aantal blankes wat oorbly is ook 'n handvol, so, maar,
Daar kom groot onstuimigheid oor Suid-Afrika, oor die hele Suider-Afrika. Hier's 'n derde wêreldoorlog aan die gang en dit sal ons ook raak. Naas die feit dat die verwoesting van die aarde begin het. So. Ja, Sharon Lee, ek gaan by die mans wees in die veld. So ja, mooi bly ouens, ons praat weer.